Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Die woord van God is awesome. Ek love it. Ek love die woord van God. Nou ek wil gou ietsie met julle deel en ek blaai gou na 2 Petrus toe. 2 Petrus 2 toe, soos julle saam met my kan blaai. 2 Petrus 2 kom beskryf eienskappe van die valse leraar en valse profeet in die laaste dae. En ek wil weer eens vir jou sê, hierdie is nie my opinie nie. Okay? Hierdie is wat God se woord sê. En weet jy hoe spot on is dit? God se woord is so spot on. En ek kan nie wag om hierdie met julle te deel nie. Ek gaan net 'n paar van die punte uitlig. Ons julle weer die gedagte vandag in die oggend is net 'n paar minute lank. So in 2 Petrus 2 waarsku dit die woord ons dat aan die laaste dae valse leraars en valse predikers gaan wees. Nou hierdie valse leraars en valse predikers word daar vir ons 'n beskrywing van hulle gegee. En in vers 3 sê dit, hulle gaan na ons toe kom met verdigte woorde. Met verdigte woorde. So hulle het 'n rappietelling gesien en die rappietelling het vir hulle dit gewys en toe het hulle hierdie gesien en daardie sien. Dis verdigte woorde. Okay, ek sê net vir julle wat God se woord sê. Die volgende een gaan julle vir my sê, Pastoor Desie is persoonlik, maar ek sê net vir julle wat God se woord sê, wat een van die eienskappe is van die valse leraars en valse predikers wat in die laaste dae kom en die woord gaan verkondig. 'n Valse woord gaan verkondig. Nou in vers 14 sê dit met oë vol oorspel. Hierdie betrokke persoon het sy vrou gelos vir 'n ander vrou. God sê in sy woord dat die persoon wat gaan kom, die persone, want daar gaan meer as een wees, valse leraars en valse predikers in die laaste dae, gaan wat? Oë vol oorspel hê. Ek sê dit nie, God se woord sê dit. Baie duidelik, ek dra net oor. Dit sê, hulle gaan kinders van die vervloeking wees. As jy wil weet wat dit bedoel, gaan ek vanoggend vir jou verduidelik. Hulle gaan weer teruggaan na die dinge van die wet toe. Hulle gaan weer meestal verwys na die dinge van die wet toe. En ek moet by sê, God sê in sy woord, en luister na die mooie beskrywing in vers 15, hulle het die regte pad verlaat, so dis mense wat op die regte pad was, en dis wat God se woord sê, so die mense onthou nog toe die persoon op die regte pad was, maar die Here sê hulle het die pad verlaat. Hierdie is so duidelik soos daglig, ouens, so duidelik soos daglig. Dan kom ons by Handelinge 1 vers 7, 'n vers wat bitter min mense na verwys het. En dit sê die volgende, Koning Jesus praat hier voordat hy hemel toe gaan. En hy sê die volgende, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Dit kom julle nie toe nie. Wat beteken dit? Dit gaan nie aan julle gewys word, die tye en die datum nie. Dit gaan nie. Nou wil ek een ding baie duidelik maak. Indien enige persoon, insluitend die betrokke persoon, reg is oor 'n datum of 'n tyd, dan maak hulle Jesus 'n leienaar. Dan vra mense vir my, Pastoor Des, hoekom word jy so kwaad? Want mense luister na 'n persoon wat Jesus 'n leienaar maak. Dis my probleem. Dan voel dit vir my of ek die enigste een wat opstaan vir die Messias. Die enigste een wat opstaan vir die Messias. Niemand noem Jesus 'n leienaar nie. Want Jesus het gesê, dat dit kom julle nie toe nie. Wat beteken, dit gaan nie vir jou 'n profesie gegee word nie, dit gaan nie vir jou 'n droom gegee word nie, die tye, ek praat nie van dat die koms van die Here naby is nie, nee, ek praat van die tye en die dag sal nie vir julle gegee word nie. So nou as iemand kom met 'n tyd en 'n dag, wat dan, kind van God? Dan maak hulle Jesus, my koning, my alles, maak hulle dan 'n leienaar. En dan vra die wêreld, hoekom skreeu jy so? Hoekom word jy so kwaad? En ek gaan vanoggend vir julle ietsie sê wat ek altyd voor sal staan. Ek sal altyd opstaan vir Jesus. En of ou nou gehaat word daarvoor, en of jy nou aangevat word daaroor, is dit reg. Maar niemand, en ek beloof niemand, sal ooit Jesus 'n leienaar maak nie. Niemand. En ek wens daar was meer gister en daar buite wat opgestaan het vir hierdie waarheid. Wat opgestaan het vir hierdie waarheid. Daai gedeelte in 2 Petrus 2 beskryf die man wat besig is om, want dis eienskappe, dit gaan nie net by hom, by alle valse leraars en predikers gaan van daai eienskappe betrokke wees. By hierdie een is al 4. Dis amazing. Baie duidelik. Maar die mens weet nie hierdie dinge nie, want hulle lees nie God se woord nie. So dan is dit ons plig
om dit oor te dra. Ek wil jou vanoggend vra, wie is die leenaar? Die man wat kom met die verdigte woorde, oë vol oorspel, wat op die regte pad was, of die koning wat vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha, en vir ons opgestaan het, en hy gaan weer terugkom om ons te kom haal. Sê jy my?